Ja, anakan dat zo. Nee. Radio Fynbos in samewerking met Revolve Productions staan vanoggend hier by die waterlelie. Nou sy vreeslike belangrike naam is Nymphia capicis. Soos wat ons hier na hom kyk, dan kan jy sommer sien dit is ook die padda preekstoel en ook die kaimans. Nou om hierdie waterlelie te beskryf is uit my oogpunt uit om 'n paleis te beskryf. Daar is nie net een in die pond of in die paleis nie, maar sommer baie. So as jy hier by Tuin op die Brak kom kuier, kyk uit of jy die koning kan sien, die koningin kan sien, die prins en die prinses. Nee man, kom ek gaan wys jou. As mooie plant om af te neem. Nou gaan wys my. Ek is Anna Francis. Ek is SB Williams. Seisoen 2. So plant ons. Tuin op die Brak. Waterlelies groei in vleilande. Je kan het ook in dammetjies maken bij die huis. En in ponds. Hulle het volson nodig. Hulle kan effens in skade weer ook groei. Die waterlelies groei in lente tot maart toe. En dan gaan hulle blomme maak hulle oop in die oggende en in die middag gaan hulle toe. Hulle kom so in die Weskaap, die blou, die wit en die geel, maar in ander lande kom die pers en pink en rooi voor. Hy staan ook bekend as die kaimansblom, paddapreekstoel en dan hulle noem hom tog ook die lotus, die blou lotus van die Weskaap. Die voordeel van waterlelies, hulle beskerm die habitat waarin hulle geplant is. Hulle verhoed dat die water te vinnig verwarm. Hulle is ook daar vir die dierelewe in die water. En hulle is ook ekologies baie waardig en hy is ook baie goed vir 'n landskap. Ekologies, hy skei suurstof af. Hy vat die suurstof. Sy blare vat die suurstof uit die lug uit. Dit is soos vir al probleme en brandwonde, die hulle vat die blare en dan kap hulle dit en dan sit hulle dit op en dan maak hulle dit toe. Ek sal nie sê hulle is eetbaar, maar waterblommetjies wel. Vir my simboliseer dit skoonheid, reinheid en in die middeleeue die Grieke het dit beskryf as hy groei uit die modder uit na die lig toe en dit simboliseer die resurrection van die Here en wedergeboorte van die Here. Ons kan nou nie dit by die kwekery koop nie, maar soos in ons dammetjie, as dit so vol is, dan kan ons dit uitdin en dan se koop. Hoop julle het saam met ons geniet. Episode 1 van seisoen 2, so plant ons. Sien julle volgende keer. Wat moet ek dan sê?